Goeiemôre julle wonderlike mense en baie welkom by Ontbyt Sake. Hierdie is program 1222. En vandag kuier ons saam met 'n ou langtydse vriend van my. Sy naam is Rian van Heerden. Hy is omtrent besig met 'n verskeidenheid van projekte. Daar's dokumentêre wat hy moet maak, velsorgprodukte, restaurant julle lot. Rian, hallo Davy. Dis so Môre. Dis so heerlik. Heerlik om met 'n J om saam met jou te kom. Ag my ou vriend, kyk hoe grys is ons. Kyk hoe oud is ons land Soos hier hulle jong. sê, speak for yourself. Ons gaan praat. Lekker. My agbare vriend. Hallo Leon. Ag môre, Rian is baie lekker met te hê hoor. Voorreg. Nee, kyk en ek julle steek nie af teenoor my jeug nie. En ek in die sake fokus. Kyk ons vandag in Ermelo, Piet Retief in Pongola om die sakebedrywighede vandaan julle bekend te stel en ons vind ook meer uit oor wat Elios doen en soos altyd is Dr. Judy op haar pos in leefstylsake. En natuurlik soos gewoonlik is 'n Dr. Corlie op haar pos in die kombuis. Sjoe, goeiemôre manne en goeiemôre aan julle by die huis. Nou ek bederf julle vandag met 'n hoenderpoutjie bakkie en bedien dit saam met Dick Kraans se premium Moscato Perlei. Dis vandag verseker 'n bitter lekker kombuis hierso. Soos julle sien, Shalini vandag hier nie. Haar pa is die afgelope week oorlede en ons innige medelee aan haar en haar familie met die baie groot verlies. Julle sal onthou dat Daniela van Heerden verlede week by ons aangesluit het as 'n instaan weeraanbieder en sy is nie vandag in die ateljee nie want haar pa is die afgelope week oorlede. Ons innige simpatie met haar en haar familie. Nou daarom gee ons vandag ons eerste kandidaat kans om die weer aan te bied. Haar naam is Elonia Becker en sy het al voorheen die weer aangebied. Julle sal ons sien. Hier is Elonia met die weervoorspelling. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiemôre, ek is Elonia Becker met julle naweek weer voorspelling. Op die oomblik is 'n bole hoë drukstelsel besig om te ontwikkel oor die noordoostelike dele van die land. Dit gaan hoofsaaklik gepaard met mooi weertoestande en hoë temperature oor die volgende paar dae. Saterdagoggend sal dit bewolk wees oor die oostelike plateaurand en KwaZulu-Natal met 'n skraal kans vir ligte reën. Teen die middag is daar 'n skraal kans vir donderbuie oor Namibië, Noordwes en Gauteng. Oornag raak dit weer bewolk in KwaZulu-Natal, terwyl die wind taamlik sterk langs die noordoostelike dele van die Ooskus sal waai en matig tot sterk uit die suide tot suidooste langs die Weskus. Vir Sondag voorspel ons 'n baie warm dag reg oor Suid-Afrika. Dit sal ook warm wees in die Suidwes-Kaap. Enkele donderstorms kan opsteek oor die noordelike binneland van Namibië, terwyl enkele donderbuie op die Hoëveld verwag word. Dit sal baie warm wees hierdie Saterdag met 32 grade in Pretoria, 31 grade in Johannesburg. Sondag verwag ons nog hoër temperature daar met 33 grade in Pretoria. Saterdag verwag ons sonnige weer in die Vrystaat met 36 grade in Welkom. Sondag word warm toestande ook in KwaZulu-Natal verwag met 37 grade in Ladysmith en 33 grade in Pietermaritzburg. Vir Saterdag voorspel ons mooi weer in die Oos-Kaap, behalwe vir bewolkte weer aanvanklik in Port St. Johns met 'n bietjie moontlike oggendreën. Sondag sal 'n sonnige dag wees met 31 grade in Port St. Johns en 28 grade in Port Elizabeth. Sonnige weer word hierdie naweek in die Wes-Kaap verwag met 35 grade Saterdag in Beaufort Wes. Sondag is Kaapstad 'n maksimum van 27 grade en 29 grade word in Langebaan verwag. Saterdag verwag ons baie warm toestande in Namibië en die Noord-Kaap met temperature in die hoë 30s, terwyl dit heelwat koeler sal wees langs die kus. Vir Sondag voorspel ons 'n maksimum van 40 grade in Keetmanshoop en Appington. Maandagmiddag kan ons enkele donderstorms opsteek oor Gauteng, Noordwes en ook die Vrystaat, maar dit sal steeds baie warm wees. Sonnige weer duur voort in Limpopo as ook in die Wes-Kaap en ons verwag verspreide donderstorms oor die noordoostelike dele van Namibië. Maandag sal dit gedeeltelik bewolk wees oor 'n groot deel van Suid-Afrika. Enkele donderstorms kan nog in die nagure voorkom.
Dinsdag verwag ons effense koeler toestande langs die Wes-Kaapse suidkus, terwyl dit baie warm sal bly oor die westelike en suidelike binneland met donderbuie oor die sentrale gebiede. Oggendtemperature bo 20 grade word oor 'n groot deel van Suid-Afrika verwag vir maandagooggend met dagtemperature van 40 grade en selfs hoër oor die binneland van die Noord, Wes en Oos-Kaap. Dinsdagoggend word hoë oggendtemperature steeds oor groot dele van die land verwag met 24 grade in Durban en baie warm toestande duur voort in die westelike en suidelike dele van die binneland. Die wind sal Saterdagmiddag taamlik sterk waai veral langs die Namibiese suidkus en Noord-Kaapse kus met 'n matige westewind oor die sentrale binneland. Vir Sondag voorspel ons ligte winde oor die Karoo, 'n fris noordelike wind langs die ooskus en sterk winde langs die Weskus. Dis die weer. Bly veilig en geniet julle naweek. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Dis oulik, né? So laat weet ons wat julle van Salonja as weer 'n aanbieder dink op ons sosiale media. Ek gesels met Rikus Hun en hy is die bemarkingshoof van Nexio. Rikus, goeiemôre, baie welkom. Dan sê Dawie, baie dankie, lekker om hier by julle te wees. Ons gesels nou oor Nexio vanoggend. Julle het 'n spesifieke probleem wat julle probeer oplos het. So wat is hierdie probleem en hoekom is julle oplossing so belangrik vir Suid-Afrika? So Dawie, die probleem is toenemend kom ons agter meer leerders begin sukkel met hulle skoolwerk. Dis as gevolg van ouers wat voltyds werk. Die CAPS en IEB se labes is verskriklike hoë tempo. Nie almal kry so lekker bygebly op die onderrigsyllabus nie en dit los leerders in 'n spasie waar hulle nie te veel hulp het nie. Ouers voel hulpeloos, hulle kan nie heeltyd daar wees en die kinders ondersteun soos moet nie en dis absoluut waar ons die gaping raak gesien het. Is daai gap, as ek dit so kan noem, waar die leerder hulpbronne het tot sy beskikking om hom te kan help. Nou kom ons wees 'n bietjie meer prakties. Jy weet, veral gedurende eksamentye wanneer die ouers nie noodwendig by die kinders betrokke kan wees of help nie. Wat is daai praktiese oplossings wat julle bied? So gepraat van die eksamentye, ek was laas jaar vinnig by 'n boer vir 'n demo en toe ek by sy huis instap, het hy en sy vrou saam by die spaarkamer ingetrek oor eksamentyd, net oor hoe chaoties dit is. En ek dink baie ouers kan getuig, daai eksamentye is 'n absolute nagmerrie. So wat die leerder doen is hy kies sy vak, natuurwetenskap, landboustudies en Nexio skep vir hom leerpaaie op daai spesifieke vakke. Nie net om antwoorde te gee nie. Dit is wat elke ander kunsmatige intelligensie platform doen. Hierdie platform fokus op leer en begrip en te identifiseer waarmee die leerder sukkel en om verder skik om te verbeter op daai swak. Is dit hoe julle verskil van hierdie gewone kunsmatige intelligensie programme? Absoluut. Om dit kort te verduidelik, ander platforms soos ons dit ken, dis ek gaan een Engelse woord gebruik, OpenAI. Ja. Wat gevaarlik is, want hy kan vir die kind enige antwoord gee wat hy goed doen. En vir jong kinders wat dit gebruik, dit is baie gevaarlik. So wat is jou raad dan nou aan mense wat nou die eerste keer nou betrokke raak by Nexio volg? So wat Nexio besonders maak is, dit is direk geheg tot die IEB en CAPS onderwyssyllabus van Suid-Afrika. So jy kan verseker, Nexio het sulke veilige riglyne ingebou dat hy kan nie vir die kind die verkeerde antwoorde gee of wat glad nie van pas is nie. Hy gaan terug na die onderrigsyllabus toe en maak seker die inligting wat hy gee stem ooreen met wat in die syllabus staan. Rikus Hun, bemarkingshoof van Nexio, dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Ek dink dit is baie nodig. Veral in die nuwe moderne lewe om hierdie tipe van ondersteuning vir mense te gee. Leon gaan selfs nou met die televisieaanbieder en vervaardiger Rian van Heerden en hy begin by die begin. Die enigmatiese, die flamboyante
Rian van Heerden. Wie hoe lekker is dit vir my om nou met jou te praat op die bank. Wat 'n inleiding, Leon. Enigmaties. Ek sit jou daar op die podium waar jy hoort. Ek is gewoon teruggesit. Ek het gesien jy so terug. Hoorie, dis my baie lekker om jou te gesels. En ek Dankie, net Leon. ons was so vinnig net in die goedjies indink. Jy weet so 'n bietjie in die kom vandaan. Skool gegaan, daai tipe goedjies indink. Waar vertel ons net so vinnig. So dit was vir my voordelig geweest want ek was in baie skole. Baie laer skole, my pa het gesukkel om 'n werk te hou. So ons het so getrek van dorp na dorp. So baie klein dorpies, industriële dorpies. Ja. En toe geëindig in Pretoria toe ek so 12 was. Sedertdien nog steeds daar. Is dit so jy sê so dit het jou gevorm, want jy het natuurlik nou 'n klomp verskeie tipe karakters teëgekom so oor die jare. So wat se tipe behalwe nou vir die nomadies van aard jou huis, wat se tipe huis was dit? Was dit 'n streng huis? Arm, maar gelukkig. Maar jy weet, ek het geleer van verkope. My ma het bedsokkies gejuk. Dan sê sy vir my kind, ons moet Bologna koop vanaand. Ja. Jy sal moet gaan verkoop by die biblioteek of iewers. Val aan Randfontein. Ja. Dan sê ek vir hulle, ek verkoop die bedsokkies. Jy weet, jy vang hulle so agter 'n rak. Die tannie nou sit met 'n Ena Marie boek en sy lees agter en sê, "Ekskuus tog. Dit is soos heroin." Sê, "Jy bedsokkie koop nie." Sê onbaatjie. Bedsokkies. Jy sakkie by jou. Dan sê jy vir tossels R5.50. Ook nog eens aan naam. Sonder die tossels R5. Praat met my. So dit het my geleer van verkope. En hier is ek vandag. Jy weet, vir my 'n selfvertroue gegee wat ek nie gehad het nie. Daar's 'n mooi kiekie wat hulle nou gewys het van jou eerste werk. Wat was dit geweest? Was dit draadloos werk geweest? Nou behalwe nou vir die na ure verkoop skootjies. Jy moet nie pause daar in die middel van daai woord. Maar ek het begin in 'n videoshop. Wat dit tipe Lucky Fair videoshop. Hy bestaan nie meer nie, so ek kan maar sê van hulle. Maar die Grieke het vir my gesê, "How much you want for this job?" Toe sê ek, I just want to watch the videos. Okay, R2.50. Toe werk ek hele dag, R15. Hele dag. So, dis wat ek gedoen het, ek het video's gesmous. Rian, kyk en ek wil eintlik nou maar ons jou radio loopbaan, want dit is waar ons almal jou meeste mense jou seker maar begin. Is dit tog altyd vir jou ding gewees om so bietjie die pot te roer, bietjie omstrede te wees of het dit maar net natuurlik gekom? Dit was altyd vir my 'n ding gewees dat en ek jou presies sê waar dit begin het, Leon. Ek het na die ou Afrikaanse, ek haat dit as mense sê, die ou Afrikaanse diens. Maar ek het na die ou Afrikaanse diens geluister een middag. Ek was besig om my wiskunde huiswerk te doen. En die aanbieder het 'n hoofseun en 'n hoofmeisie van een of ander skool, Menlo Park of iets opgehaat. En hy sê toe, 'n idee was, hulle speel nou die kinders 'n liedjie vir elkeen. En hy sê toe vir die ouetjie, "What would you like to hear?" Ag, ekskuus, nou is ek by Engels. Hy sê vir die ouetjie, die ouetjie sou dit nie verstaan het nie. Hy sê, "Wat wil jy hoor, boetie?" Boeta. Ou seun, en die ouetjie sê, "Jessie, oom, kan ek Metallica se Enter Sandman? Kan jy dit vir my speel?" Nee, ons speel nie sulke duiwelse goed op hierdie radiostasie nie. Ek het vir jou Ballonne in die Wind van Jonita Klaasen. Nou dink ek, Dis baie naby. ek sit so met my wiskunde huiswerk en ek gooi my pens neer en dink, wat the hell? Dis waar Speel die kind se liedjie. Dis waar dit begin. ons gaan nou verder gesels oor eers na Corley om te begin met vandag se kos en daarna vind ek uit oor 'n spesiale velroom wat Rian ook verkoop. Die De Kraans Premium Wit Moscato Perlei met sy fyn borreltjies en geure van tropiese vrugte is heerlik om net so te geniet of as 'n pasmaat vir vars somerslaaie en ligte curries.
Nou ek weet nie van julle nie, maar in die somer is ek baie lief daarvoor om maklike slaaie te maak. En vanoggend gee ek 'n resepidee wat julle gemaklik self kan maak en selfs voorafbereide maaltye kan doen of in 'n kosblik sit. Nou ek maak 'n hoenderpoutjie bakkie, maar wat ook baie lekker werk is as jy bestanddele pak in 'n glasbotteltjie met laas. So dan jy basies 'n glasbotteltjie slaai. Nou maak baie op een slag, berre in die yskas en dan het jy 'n maaltyd wat gereed staan en on the go is. Nou ek gaan so raak aan 'n paar van die bestanddele en nie elkeen presies noem nie, maar alles is mooi uiteengesit op die resep, so volg dit net daar stap vir stap. Nou ons begin by die ontbeende hoendertye hier voor my. Nou jy kan natuurlik ook die skoon hoenderfilet gebruik. Jy maak dan nou natuurlik net die marinade met vars knoffel, vars gemmer, wit miso paste, rysasyn, sojasous, heuning en olyfolie. Nou dit gooi jy dan nou in 'n bakkie, meng dit en dan gooi jy dit oor die hoender en as jy tyd het, kan dit natuurlik eers yskas toe gaan net om bietjie ekstra te marineer of jy kan dit natuurlik dadelik ook sommer gebruik. Nou nog 'n voorbereidingswenk is om die marinade hoender in groter hoeveelhede te maak en dan sit jy dit in Ziploc sakkies en dan vrieskas toe met daai sakkie. Nou dis dan sommer vir 'n volgende keer of 'n ander gereg 'n reeds gemarineerde hoender wat gereed is om gaar te maak. Nou die hoender plaas jy op die bakplaat soos ek nou al hier reeds begin het en dit gaan dan nou oontoe op 180 grade vir 20 minute. Nou daai airfryer of ligbraaier van jou, dit werk net so goed. Nou vir die stysel gebruik ek sushi rys en sodra dit gaar is, voeg ek net so 'n paar eetlepels rysasyn by. Daai rysasyn help natuurlik net vir die balans tussen die suurigheid en die tekstuur. Asook as jy die rys dan bære in die yskas, is dit 'n goeie preserveermiddel. Nou as ek terug is, vertel ek julle watter groente ek gebruik en maak ek ook dan daai spesiale slaaisous. Nou Leon gesels nou eers verder met Rian van Heerden, ons gas vandag. Maya Chaya. Tel my asseblief waar die idee hiervoor. Dit lyk vir my baie interessant. Het jy al ooit gehoor van chaya, die chaya plant? Het jy van hom Ek het ja, nadat ek gelees het. Ek het in my lewe nog nooit gehoor van die chaya plant. Nee, ek moet bieg nie, ek het ook nie. Ek was op soek na 'n plaasie, 'n naweek plaasie. En toe kyk ek na 'n paar eiendomme en toe sien ek nou hierdie advertensie vir 'n eiendom aan die ander kant Bella Bella. En daar staan die plaas is te koop excluding the Maya, wat daar presies gestaan het was excluding the Chaya project. Tog, wat is chaya? Ja. Toe Google ek dit, toe kom ek agter is hierdie plant wat duisende jare gelede deur die Mayans gebruik is in die ou Yucatan area vir alles. Hulle het dit geëet, hulle het dit gesmeer, hulle het gepoeier, hulle het gedra, jy weet hulle het alles gedoen met dit. En ek gaan toe, ek ry toe deur, ek sê vir die vrou, wat is die storie? Ja. Toe sê sy, dis 'n Suid-Afrikaanse variant van die chaya plant, wat jy, hulle het twee goed gekombineer, gekruis met mekaar, dat jy hom makliker kan inneem as hy rou is. Toe sê sy, ek maak hierdie room. Ek sê van, ag, jy weet, allemaal het 'n room en 'n poeier. Toe sê sy, maar traai. En ek sê nou vir jou, Leon, ek maak hierdie ding oop, ek het hom gebruik, en 'n paar dae later toe bel ek haar, toe sê ek soek net die plant. Ek soek nie die plaas nie, ek soek die plant. Wow. Die goed werk vir enige veldtoestand wat jy aan kan dink. Psoriase, ekseem, insekbyt, brand jouself op die braai. Inflammasie is die ding wat hy aanspreek. Wow. Okay, so daar's nou die roompie. Ja. Hy help vir 'n klomp goed. Nou is Alles. daar poeier ook. Ja. Wat doen die poeier nou? Onthou nou, hierdie is die wêreld se derde op hierdie stadium voedsaamste plant. Nou praat ek Chaya plant. Chaya. So hierdie ding as jy hom inneem as 'n antioksidant, immuniteitsstelsel versterker, you name it, energie, dis waarvoor die poeier is. Onthou jy vat daai ding in poeiervorm, neem jy hom in, saam met die yoghurt in die oggend. Plantjie. Hierdie ene. Ek sê jou nou, it's gonna change your life. Wow.
Ja, so eenvoudig soos dit. Jy lewe van. En dan dink ek maar die heel belangrikste is, waar kan mense dan nou hierdie van in die hande kry? mayachaya.org. Dis natuurlik nou aanlyn te koop. Mayachaya. Of jy kom na my restaurant in Delicioso in Centurion, jy kan hom daar kry. Maar die meeste mense koop hom aanlyn, mayachaya.org. Leon, ek gaan vir jou een saamgee. Ek sê nou vir jou, it's going to change your life. Jy moet hierdie een hê by die huis. Ek gaan vir hom aansmeer. Ek gaan die kinders ook sommer almal deur die aand, net dat hulle sommer kyk wat gebeur. Rian, is my baie lekker met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die Heer Dawie Rood. Kan nie wag. Oulike mannetjie. Kan nie wag. By tye. Keer my of ek besmeer. Ek gaan met hierdie room. So is tyd vir ons weeklikse sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by vandag se Sake Fokus waar ons besighede in die omgewing van Pongola en Piet Retief besoek, maar ons het deur Ermelo gery en sommer daar ook 'n draai gemaak en wie sal nou ooit verby Ouma Rooi Koeksisters kan ry? Beslis nie ons nie. Hierna gesels Dawie juis weer met Gerda Swanepoel van daar en sy het vir ons nou ietsie saamgebring ook. Ermelo is die opvoedkundige, nywerheids- en kommersiële sentrum van die Gert Bande distriksmunisipaliteit en is geleë in 'n gemengde landbou- en mynboustreek. Die dorp is in 1880 gestig en vernoem na Ermelo in Nederland. Die omliggende gebied is bekend vir die verbouing van mielies, beeste, wol en sonneblomme. Ermelo is ook 'n belangrike gebied vir die ontginning van antrasiet, steenkool en torbaniet. Die dorp dien as 'n kommersiële spulpunt vir baie van die kleiner omliggende dorpe. Ermelo is 'n gerieflike oornagplek vir reisigers wat na en van plekke soos die Kruger Wildtuin of tussen Gauteng en KwaZulu-Natal reis. Die dorp is ook net 'n uur se ry van Swaziland af. AXU staan vir Anti-Crime Security Unit en is 'n sekuriteitsmaatskappy verbind daartoe om huise, besighede en gemeenskappe met professionaliteit, waaksaamheid en integriteit te beskerm. Hulle is al jare lank 'n betroubare vennoot in die beskerming van mense en eiendom in verskeie industrieë. Hulle bied volledige sekuriteitsdienste wat insluit gewapende reaksie, wagdienste, moniteringssentrums, gemeenskapbeskermingsdienste, mynsekuriteit, CCTV-installasies, veediefstalondersoeke, elektriese heininginstallasies, 'n toegewyde K9-eenheid en die nuutste hommeltuigtegnologie met betroubare sekuriteitkundigheid op die grond. Die nuwe AXU-app bied jou en jou hele gesin 24 uur noodreaksie, waar jy ook al is. By AXU is jou veiligheid hulle topprioriteit. Hulle is daartoe verbind om te verseker dat jy en jou geliefdes veilig voel, wetende dat 24 uur beskerming altyd byderhand is. Hulle is trots en diep geëerd om erken te word as die beste sekuriteitsmaatskappy in Mpumalanga elke jaar sedert 2015 deur onafhanklike opnames wat deur PMR Africa uitgevoer is. Hierdie bestendige prestasie weerspieël hulle toewyding tot uitnemendheid, kliëntetevredenheid en die absolute toewyding van hulle uitstekende spanne. Ons maak gebruik van die nuutste tegnologie om misdaad te beveg. Ons wil graag ons loyale kliënte bedank vir hulle ondersteuning en ons personeel vir hulle harde werk. Sonder hulle sal dit nooit 'n sukses gewees het nie. AXU, jou veiligheid is hulle prioriteit. Ouma Rooi Koeksisters verskaf nou daagliks vars gebakte koeksisters aan Checkers, Pick n Pay, Spar en Food Lovers Market landwyd. Asook by talle privaatwinkels, slaghuise en die Kruger Wildtuin se winkels. Dis ware koeksisters, handgemaak met 'n familieresep wat homself al as die beste ooit bewys het. Hulle gebruik ook net die beste bestanddele met geen geur of preserveermiddels nie. Ouma Rooi Koeksisters proe soos 'n koeksister behoort te proe. Al noem hulle dit 'n koeksisterfabriek, word alles met die hand gemaak. Die deeg aanmaak, die vleg, die bak en die verpak. Ons is nou met Ouma Rooi aan die gang van 2006 af. Van 2014 af
is dit Ouma Rooi Koeksisters. En is elke dag nog net vir my lekker om werk toe te kom, wat nie werk is nie, want ek leef my droom uit. Saam met my bekwame personeel, almal wat hier werk, bring ons Ouma Rooi op die rakke landwyd. Ouma Rooi Koeksisters. Kom koop sommer ook by die alombekende fabriekswinkel in Ermelo. Gesels met Gerda Swanepoel en sy is die stigter en die eienaar van Ouma Rooi Koeksisters. Ouma Rooi, goeiemôre. Môre Dawie, lekker om hier te wees. Lekker om saam met jou te kyk. Jy het 'n bronstoekenning gekry by onderneming van die jaar van ontbytsake vir 2025. Wat het dit vir jou besigheid beteken? Weet jy, eerstens was ons aangenaam verras en verskriklik dankbaar daarvoor dat die ou koeksistertjie sy plek gevind het in die besigheidswêreld in Suid-Afrika. En ja, dit beteken vir ons baie reklame en uitbrei en ons personeel het sommer 'n huppel in hulle stap na dit, want hulle weet hulle werk vir iets wat erken word in Suid-Afrika. Jy het my hierdie pakkie voor my gesit. Ek sal onderstel om met jou onderhoud te doen. En nou wil ek net redeneer. Nou, die manier van hoe jy bak, en jy het verskriklik baie uitgebrei. Het dit verander? Nee, Dawie, dit beteken net meer hande, meer ure en meer werksgeleenthede vir mense om hierdie koeksister te bak. Ons bly by ons klein resep nog altyd met die hand aangemaak en met die hand gebak. Nee, ons bly daarbey. Hierdie Ouma Rooi is nou dwars deur die land. Jy kan nou enige plek in die land nou ergens kry. So daar's baie meer fabrieke wat dit maak van Ouma Rooi. So is dit nou oral beskikbaar of wat? Die koeksisters is landwyd beskikbaar, maar ons bak dit net in die twee fabrieke, die een in Ermelo wat ek in beheer is en dan die een in Kaapstad wat my skoonseun doen. En daarvan versprei ons dwars deur die land, groter en kleiner besighede. Ons is by al die kettingwinkels en ook by plaaslike tuisnywerhede, slaghuise en individue. So dis nou die twee fabrieke wat julle het. Is daar nog verdere uitbreidingsmoontlikhede vir Ouma Rooi? Altyd ja, maar van die twee fabrieke af daarbey. Ons wil graag sover as moontlik uitbrei en daarom wil ons graag vir ons kliënte sê as daar 'n probleem is, daar kom 'n drukfoutjie, hierdie goed word met die hand gemaak. Wel ons, my persoonlike nommer is op hierdie pakkie, ek sal jou antwoord en ons gaan 'n oplossing soek en dit vir jou sê waarom het dit verkeerd geloop. Kan 'n individu dit ook by julle bestel of moet ek jou ken voordat ek Nee, jy hoef my nie te ken nie, jy moet net vir Ouma Rooi Koeksisters ken. Daarbey ja, ons lewer by individue ook af. Daar's net 'n minimum bestelling om dit vir ons die moeite werd te maak. Ons lewer gratis af. Ons is op die website, so kyk en bestel by ons. Ek wil nou 'n bietjie praat oor Ouma Rooi se koeksisters, hierdie koeksisters. Hulle is hierdie koeksisters, wat is die geheim hier aan? Hulle is bietjie kleiner, dink ek, as ek met tradisionele koeksisters moet jy wat groter. So hulle is 'n klein bietjie kleiner, dink ek, maar wat maak hom nog anders? Ek het vir spesiaal na die program toe die kleiner enetjie gebring. Ons maak die tradisionele een wat bietjie groter is. Wat die kleintjie lekker maak, is lekker vir 'n snoephappie by oggendtee, middag of 'n koffie, middagtee. En wat hom ek dink anders te maak is ons werk met die hand en ons gebruik goeie bestanddele. En ons personeel, ons het nie 'n groot personeel omset nie. Hulle werk al jare en hulle is toegewyd. So dankie aan die mense wat dit koop en dankie aan die personeel wat dit vir ons bak. So jy sê jy maak dit met die hand. Ek meen, so is dit regtig so word elkeen van hierdie gedraai met die hand en gebak in iemand. Weet jy daar ja, ons meng selfs met die hand. Daar's nie mengers wat dit meng nie. Die bakkers, die mense wat dit rol, meng dit met die hand. Hy staan 'n rukkie en rys, hulle vleg dit met die hand. Word in diep olie gebak, elke individueel, so 36 op 'n slag, uitgehaal, gepak met die hand en versprei met die hand. So dis van ons hande na julle monde toe. Soos nou. Soos nou. Maar dit is baie lekker, dit is lekker. En ons sien vir jou by jou onderneming van die jaar weer 'n keer in 2026, hoop ek. Dit sal net vir ons 'n plesier wees. En dit is 'n heerlike koeksister hierdie. So verskoon my julle, ons dankie dat jy gekom het. Lekker. Dankie vir ontbytsake. Nou die volgende stop op ons Sakefokus roete is in Pieter Retief en heel eers spring ons met die nuus oor 'n jaarlikse Impiefees weg daarso wat by die hoërskool plaasvind en wys julle ook 'n verskeidenheid van ondernemings daarso op die dorp. Dis amper tyd vir die Sapphire Impiefees by Hoërskool Pieter Retief. Dis 'n skool vir die gemeenskap wat volhard in sy strewe na uitnemendheid op alle terreine. Hulle missie is om 'n veilige tuiste te skep waar almal met waardigheid en respek behandel word en om 'n gebalanseerde lewenstyl te bevorder deur die ontwikkeling van 'n gesonde akademiese, kulturele en sportomgewing. Hulle gee plattelandse skoollewe 'n nuwe definisie. Op 28 Februarie 2026 kan julle by die skool 'n draai maak vir 'n dag vol musiek en pret by die Sapphire Impiefees. Daar is optredes deur verskeie bekende kunstenaars, heerlike kos, opwindende aktiwiteite en vermaak sonder brieke vir oud en jonk van 10 voormiddag tot laat. 'n Fees wat jy nie wil misloop nie.
Welgekozen Country Lodge net buite Piet Retief is 'n heerlike 4-ster gastehuis in 'n rustige area en spog met lieflike tuine en fonteintjies, perfek vir klein intieme funksies. Hulle 14 ensuite kamers is smaakvol ingerig en elke kamer het al die geriewe wat jy moontlik kan nodig kry. Alle etes word met liefde beplan en voorberei deur hulle inwonende chef en word in die eetkamer bedien. Welgekozen bied ook 'n braai-area, kontantkroeg en swembad. Hier's oor genoeg onderdak parkeerplek en 24 uur sekuriteit. Bespreek gerus. Mamma Mia restaurant in Piet Retief is 'n gesinsvriendelike restaurant met Italiaans geïnspireerde geregte. Hulle is bekend vir hulle pizza, oxtail en lamb shank, maar bedien ook topgehalte steaks, ribbietjies, burgers en natuurlik pastas. Mamma Mia bestaan al vir meer as 25 jaar, maar is in 2021 deur Charlene Pitter opgeknap met moderne kleurkombinasies, binneshuise plante en tropiese patrone in welige groen, poublou en mosterdgeel tinte. Dit skep 'n stylvolle, warm en vriendelike atmosfeer. Geregte word gemaak van die beste en varsste bestanddele, plaaslik verkry en met passie, vaardigheid en uiterste sorg voorberei. Charlene het meer as 20 jaar se ondervinding in die kulinaire industrie en 'n ware passie vir kos en mense. Vir reisigers wat akkommodasie benodig, is die Welgerust gastehuis op die Mamma Mia perseel. Mamma Mia restaurant, topgehalte kos en onoortreffelike diens. 'n Fynproevers ervaring vir die wat nie net 'n vinnige ete wil gryp nie. Jy sal maar net kan reageer met 'n Mamma Mia. Zululand Taxidermy in Pongola Noord, KwaZulu-Natal monteer jagtrofee vir die internasionale sowel as die plaaslike mark. Hulle lewer deur die bank 'n 5-ster professionele diens vir kliënte wat in Afrikaans, Engels, Duits, Italiaans en Zulu bedien word. Hulle spesialiseer in die montering van gehalte skouermonterings, volmonterings, aksietonele en kunsmonterings volgens die kliënt se behoeftes, die looi van velle en skedelmonterings. Hulle vervaardig ook produkte afkomstig van die kliënt se trofee, byvoorbeeld koffietafels, boekhouers, lampe van die voete en leeritems soos byvoorbeeld geweersakke, geweerbelde, patroonbelde, rugsakke, handsakke, ottomans, eintlik enige leeritems wat die kliënt versoek. Kwaliteit is wat hulle onderskei. Monterings lyk lewendig, die ewebeeld van die dier in die veld. Zululand Taxidermy is 'n veeartseny goedgekeurde fasiliteit vir in- en uitvoere van jagtrofee. Hulle voer uit na lande reg oor die wêreld. Sabonani amaklantjie Sabonani maklantjie. Welcome to Zululand Taxidermy. Pongola word beskou as die juweel van KwaZulu-Natal en is ook 'n belangrike deurgang vir besoekers wat suidreis vanaf die Kruger Wildtuin. Nou ons kyk nou hoe dit daar lyk en 2 indrukwekkende besighede wat daar geleë is. Daarna is dit Dawie met die gebruikelike ekonomiese sake. Pongola kry sy naam van die Upongolo rivier, wat weer sy naam afgelei het van die Zulu woord vir 'n vat of trog. Dit is 'n unieke en rustige subtropiese omgewing met meer as 50 vierkante kilometer suikerriet en subtropiese vrugteplantasies rondom die dorp. Gedurende die depressiejare van die 1930s is drastiese besproeiingsstelsels in Pongola vir suikerrietplase begin. Die dorp het gefloreer as gevolg van die kanaalstelsel en 'n suikermeule wat gebou is. Buiten landbou soos suikerriet en vrugte word Pongola omring deur jaglodges en verskeie het die groot 5. Sommige plase spesialiseer in biltongjag en ander weer in trofeejag. Polonel makelaars in Pongola lewer al vir die afgelope 38 jaar korttermynversekering in die agrisektor vir boere, in die kommersiële sektor vir besighede en dan ook persoonlike polisse vir individue. Hulle kliëntebasis strek landwyd. Elke personeellid wat hier werk is opgelei en het alle nodige kwalifikasies en regulatoriese eksamens geslaag. Daar word gereelde produkopleiding gedoen om op hoogte te bly met die voortdurend veranderende versekeringsbedryf. Polonel makelaars, die klein dorpie se groot gemoedsrus, landwyd, van Pongola tot Pretoria en nog verder, waar jy die persoonlike aandag en diens kry wat jy verdien. Kontak ons gerus. Hulle is altyd bereikbaar en beskikbaar. Kliënte is nie net 'n nommer nie. Elkeen bly uniek en persoonlike kontak bly belangrik. Hulle stap die ekstra myl vir elke kliënt.
Pollol Nel Makelaars, 'n derde generasie familiebesigheid waar elke kliënt deel van die familie word. Pick n Pay is jou een-stop winkel om alles te kry wat jy nodig het. Die beste gehalte teen die beste pryse. Maar Pick n Pay Pongola neem dinge selfs verder. Hulle bied ware inkopie uitnemendheid met volledige dienste. Algemene kruideniersware van alle soorte. Vars vrugte en groente van die plaas. Heerlike vleis te kies en te keur. 'n Wonderlike bakkery met vars heerlike gebak en warm klaargemaakte etes. Die Pick n Pay drankwinkel op die perseel is altyd vol voorraad en kan help met enige groot bestellings. Hulle voorsien ook keurwyne vir wynliefhebbers. Pongola is 'n ongelooflike dorp om in te woon met 'n fantastiese gemeenskap. Ons is veral trots op ons plaaslike skole. Ons kinders presteer nie net in Suid-Afrika nie, maar hulle laat hulle merk dwars oor die wêreld. Julle ken almal die Pick n Pay winkels, maar wat ons onderskei is dat ons deur hoofkantoor genomineer is as een van hulle topwinkels. Mense vra oor die klip wat ons hier voor die winkel het en die tekstpers en ook oor ons sukses. En dit is om ons te herinner om praktiese Christene te wees. Om ons mense te respekteer, hulle te bemagtig en dit te vertrou. Verder wil ek net sê, almal wat op pad is see toe, op pad vakansie, as julle nader kom na Pongola toe, onthou julle kom na klein dorpie toe met 'n groot Pick n Pay. En kom gerus in en kom geniet 'n lekker koppie koffie en ons is veral bekend vir ons biltong dwars oor die land. Ek wil ook net graag aan die mense herinner, ons het 'n pragtige, moderne wapenwinkel met 'n binneshuise skietbaan. Kom kry gerus julle ammunisie hierso en ons verseker vriendelike diens. En ek wil net graag vir al die oud Pongoliete, familie, vriende van julle almal wat dalk inskakel en luister dwars oor die wêreld en hier in Suid-Afrika. Pongola is nie meer dieselfde sonder julle nie, ons mis julle. Pick n Pay Pongola. Hulle fokus op hul kliënte met diens wat net as uitstekend beskryf kan word. SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, so 'n bietjie iets wat van 'n ander onderwerp vanoggend, dit gaan oor demografiese veranderings. Ek het dit al voorheen met julle gedeel en hier's 'n paar nuwe interessante statistieke wat ek hierdie week op afgekom het en van die goed wil ek net so vinnig met julle bespreek. Nou as ek praat van demografiese veranderings, wat ek daarmee bedoel is hoe die samestelling van 'n gemeenskap verander. Jy sien tipies in 'n arm gemeenskap of lank terug, dan was baie kinders, min volwassenes en baie min ou mense. Nou daai verhouding is heeltemal besig om te dop. En soos daai verhouding omdop, het dit natuurlik 'n baie groot implikasie, baie groot effek op jou ekonomie. Hier is die nuutste statistieke. China, wat sy bevolking so 4 jaar terug die eerste keer negatief begin groei het, die gemiddelde vrou in China kry vandag minder as 1 kind. 0,98, nou net om 'n bietjie vir julle spesifieke syfer te gee. Die gemiddelde vrou in Suid-Korea kry 0,72 kinders, met baie minder as 1 kind. En klomp lande in die wêreld. So tipies ryk lande kry minder kinders en minder kinders, dan raak dit al naderhand onder 2.2. 2.2 is daai vervangingskoers wat die gemiddelde vrou moet kry. En in baie lande, maar wat nou gaan nie gebeur is nie net ryk lande nie, maar dis middelinkomste lande en selfs arm lande waar bevolkingsgroei besig is om dramaties af te neem. En dit beteken Suid-Korea weer 'n keer 'n voorbeeld daarvan is dat die bevolking in Suid-Korea so elke 30-35 jaar gaan halveer. So die piek in wêreldbevolking gaan waarskynlik baie vinniger gebeur as wat ons aanvanklik gedink het. En een van die groot probleme in die wêreld se ekonomie is daar's net eenvoudig te min mense. En die rede hoekom ons so suksesvol is om die bevolking so stadig te laat groei, het te doen met een baie belangrike ding. En tienerswangerskappe vandag is absoluut die uitsondering. En vrouens kry al later en later kinders en hoe later vrouens kinders kry, hoe minder kinders kry hulle. En soos ek gesê, dit het 'n geweldige impak op die ekonomie. Baie lande probeer allerlei maatreëls in plek stel om hulle
vrouens te kry, meer kinders te kry, maar nie een van hierdie maatreëls werk werklik waar nie. En ek dink ons moet nou vrede maak daarmee dat die bevolking wêreldwyd besig is en vinniger gaan afneem as wat ons aanvanklik gedink het. Daar's 'n paar uitsonderings, Sub-Sahara Afrika is 'n voorbeeld daarvan, maar selfs in Sub-Sahara Afrika is die bevolkingsgroei besig om teen 'n geweldige tempo af te neem. En dit het natuurlik, soos ek genoem het, 'n geweldige impak op die ekonomie op verskeie vlakke. So dit is een van daardie onderliggende tendense wat 'n groot impak en 'n groot rol in die toekoms van die wêreld se ekonomie gaan speel. Ek het so idee dat kunsmatige intelligensie en goed soos byvoorbeeld die robots en dies meer waarskynlik baie van hierdie probleem gaan aanspreek, maar ons gaan baie minder in die mense in die toekoms wees as wat ons dink. Hierna gesels ek weer met James Kemp oor die week se nuus. James Kemp, ons nuuspersoon van die week. James, goeiemôre, baie welkom. Altyd lekker, dankie Dawie. Lekker om saam met jou ook te kuier. Kom ons begin, daar's 'n paar interessante goed internasionaal en plaaslik, maar iets wat my nogal opgeval het, die tussentyd is mense met tussenverkiesings. Waar daar wat 'n paar uitslae wat uitgekom het hierdie week, wat vir my baie interessant is. Gaan daardeur met ons. Kom ons kyk na 3. Die eerste 2 is in die Wes-Kaap. Daar sou hierdie Patriotic Alliance 'n setel by die DA afgeneem en dan het hulle ook 'n setel, 'n wijksetel by die Good Party van Patricia de Lille afgeneem. So daar, kom ons kyk gou vinnig na George, daar het die Patriotic Alliance ongeveer net so raps minder as 60% van die stemme op hulle verenig. 'n Baie interessante ander uitslag is in Pretoria, in die Littleton omgewing, waar daar ook 'n tussenverkiesing was. Die 2 groot deelnemers daar was met die DA en die Vryheidsfront Plus, en daarso het die DA die wijk wat mense tradisioneel sou beskryf as 'n veilige DA-wijk, 'n seker DA-wijk, het die DA daarin geslaag om daardie wijk te behou, daardie setel te behou met net 270 stemme. So met ander woorde, 'n kort koppie agter hulle was die Vryheidsfront Plus wat eintlik aan baie goed gedoen het, of dan die DA wat baie power gedoen het in die betrokke tussenverkiesing. Dit lyk my so half hulle baie van hierdie, kom ons noem dit nou maar randpartye, is dit die regte woord daarvoor, dat hulle meer, die Engelse woord is die maklikste, mainstream begin raak. Ja. So wat ons byvoorbeeld as jy terug na die Patriotic Alliance toe beweeg, sien ons dat hulle 'n redelike opgang maak in hierdie stadium, byvoorbeeld spesifiek in die Wes-Kaap. En die groot vraag is dan, wat gaan daar gebeur en wat gaan met byvoorbeeld die bruinsteen in die Wes-Kaap provinsie gebeur, wat in die verlede amper half as vanselfsprekend geneem is deur Patricia de Lille en die Good Party, is dit nie meer so seker in hierdie jaar wat ook baie moontlike verkiesingsjaar kan wees. Kom ons maak 'n draai internasionaal. Davos, World Economic Forum in Suid-Afrika is 'n afvaardiging. Nou ons het 'n paar ouens toe gestuur. Die minister van Finansies is daar en ek dink hy het nogal rede om daar te wees en hy het 'n paar goeie stories te vertel. Maar dan het ons 'n spul ander ook wat nou saamgegaan het. 4 of 5 ministers dink ek. Ja, die hele rits minister van elektrisiteit het saamgegaan. Hoekom kan ek nie verstaan nie. Om vir die ouens te sê is nie meer beerkrag nie, Dawie. Nee, onthou nou elkeen van hulle kos 'n pot vol geld, né? Die minister van Klein Sake Ontwikkeling, daai departement moet toegemaak word. Minister van Toerisme, ja, dat ek oor die bestaansreg van daai departemente kan 'n ou natuurlik lank gesprek voer, maar ek stem met jou saam met daai departement. Die minister van Toerisme wat ook saam gegaan het, een van die fokusareas was ook nogal om Suid-Afrika ook as 'n toerisme bestemming te bemark. Ek sou nie sê, verskoon dat jy nie rede val, maar ek sou nie sê dis die platform daarvoor nie. Ek gaan kry koop liewer een van die groot billboards ergens by groot lughawe. Jy gaan mos nie vir Bill Gates sê, luister hier, so ek het 'n special op 'n hunting pakket, twee springbokke en 'n kudu en ons het 'n brandewyn special in die aand. Kom dan op Clifton en gaan besoek 'n wynplaas. Ja. Nee, dit is so. Nou, soos jy nou genoem het ook, dis 'n ritsministers wat saamgegaan het. Elkeen van daardie ministers wat nie alleen reis nie. Ek koop nie net vir hom 'n vliegtuigkaartjie nie. Dis 'n hele entourage wat hulle ook dan nou vergesel soontoe. Die minister van Finansies wat hy kan nou wees. Ja, Enoch Godongwana wat die afvaardiging gelei het, maar dit was nogal 'n interessante keuse van die ministers wat saamgegaan het. En die minister met die president van die Reservebank was ook daar gewees en ek verstaan dat hy ook daar moet wees. Maar natuurlik, dit het net oor een persoon gegaan, Davos. En dis Donald Trump. Ja, ek wens eintlik die kameras was op die gehoor terwyl Trump sy toespraak gelewer het eerder as op Trump, want ek sou graag 'n reaksie wou gesien het. Trump wat 'n paar omstrede uitsprake daar gemaak het. Iets wat jy, as iemand vir my gesê het, hoe die Trump het dit en dit en dit gesê en ek het dit nie eerstens gesien nie, sou ek nooit geglo het dat 'n president op 'n internasionale platform so iets sal sê nie. Byvoorbeeld, was dit nie vir ons net julle nou Duits en 'n bietjie Japanees gepraat. Hy het byvoorbeeld ook gesê hierdie Chinese, hoor jy, hulle is slim mense, hulle maak hierdie windmolens, verwys na die kragopwekkers, en dan verkoop
verkoop dit aan dom mense. Hy het terminologie oor groen energie gebruik, so byvoorbeeld the Green New Scam. Hy het 'n paar keer na sy voorganger as Sleepy Joe Biden, dit op 'n internasionale platform verwys, en natuurlik ook sy vredesraad, waar daar 'n bietjie meer besonderhede bekend gemaak is. Miskien moet ons later daar meer daaroor gesels. James Kemp, dankie dat jy weer 'n keer hier by ons draai kom maak, dit altyd lekker met jou te gesels. Dankie Dawie. Oor die week se weer. Ja, of jy nou van hom hou of nie, nee, hy maak golwe. Terug na Sake Fokus. Proudly South African is gestig na die 1998 presidensiële werksberaad as 'n intervensie om werkloosheid, armoede en ongelykheid te bestry. Geïnspireer deur president Nelson Mandela is die veldtog amptelik in 2001 van stapel gestuur om besighede, die publieke sektor en verbruikers aan te moedig om plaaslik vervaardigde produkte en dienste te koop. Die doel is om werksgeleenthede te skep en te onderhou, plaaslike nywerhede te ondersteun, die plaaslike ekonomie te laat groei en nasionale trots en sosiale samehorigheid te bou. Deur die jare het hulle die bekende Proudly South African handelsmerk geskep, wat die kenmerk geword het vir gehalte, estetiese sakepraktyke en trots Suid-Afrikaanse oorsprong. Sluit aan by Proudly South African. Die jaarlikse fooi is R500 vir klein ondernemings en voordele onder andere sluit marktoegang by. Let wel op, ondernemings moet eers goedgekeur word. Besoek shop.proudlysa.co.za vir hoë gehalte Suid-Afrikaanse produkte. Hier gemaak, hier geliefd. Kobus Toosen van Aquazone Global en Dr. Jackie Hatting, sy is 'n dokter van natuurlike medisyne. Welkom weer eens hier by ons. Baie dankie. Dankie Leon. Dr. Jackie, kom ek begin met jou. Wat presies is mediese ozon? Want julle dis waar ons praat vandag en hoekom noem mense dit 'n sogenaamde gesondheidsrevolusie? Goed. Mediese ozon word al jare lank gebruik as alternatiewe en komplementêre modaliteit in die gesondheidsbedryf. En ozon self is 'n baie aktiewe vorm van suurstof wat dan jou liggaam se eie herstelprosesse aanspreek en verbeter en asook jou suurstofopname verbeter. So wanneer ozon dan in aanraking kom met jou liggaam, gaan dit bitter vinnig reageer as 'n kragtige antioksidant. Dit gaan bloedsirkulasie verbeter, dit gaan jou eie immuunstelsel verbeter en natuurlik het dit ook 'n antimikrobiese en antivirale effek wat beteken dit maak jy me dood. Nou net sê, so wat is dit die tipe resultate wat ons kan verwag van hierdie mediese ozon? Dit is presies wat ons kan verwag. So die persone wat dit dan baie effektief kan gebruik is, jy kan dit voorkomend gebruik in jou eie gesondheid, maar ook ons dink veral aan persone met kroniese metaboliese siektetoestande soos diabetes, cholesterol, bloeddruk, pyn en inflammatoriese kondisies soos persone met artritis, kroniese laarrugpyn, swak bloedsomloop soos geswelde hande en geswelde voete, koue hande, koue voete en ook neuropatiese pyne. Dit is hele rits dinge. Kobus, hoe bring hierdie mediese stelsel van julle daai kliniese vlak resultate in iemand se huis in? Leon, wat baie lekker is ons mediese stelsel is 'n klein draagbare stelsel. Hy's baie gebruikersvriendelik, jy gebruik hom in jou bad, jy gebruik hom in jou stort, jy gebruik hom selfs in jou slaapkamer. So voor jy gaan slaap, sit jy hom aan vir 20 minute en in hierdie 20 minute word dan hoë vlakke van suurstof of ozon uitgeblaas, soos Dr. Jackie genoem het. En dan na die 20 minute, dan kan jy die stelsel afsit en jy asem daai hoë vlakke van suurstof in wat baie gesondheidsvoordele inhou. Dan ook vir ons kliënte wat pensionarisse is, kan jy hom droog gebruik. Som op 'n bank of op 'n matras, som terwyl jy TV kyk of 'n boek lees. So ons stelsel kan ook nooit, Leon, 'n wit olifant raak nie. Want jy moet elke dag bad, stort en slaap. So hy pas in jou daaglikse roetine. Inderdaad. Dit is regtig maklik om te gebruik. Dit klink so. Kom ons Jackie, net is dit eintlik wil ek myself versorg om te sê die vraag antwoord homself, maar dit is nie net mense met gesondheidsprobleme wat dan nou hierheen kan gebruik. Nee, soos ek gesê het, ozon kan ook baie effektief gebruik word as voorkomend. Ja. Maar dink ook aan ouens wat sport doen en baie hoë vlakke, hoë intensiteitsoefeninge doen. Hulle het ook herstel nodig, so hulle is eintlik aan die gesonde kant, maar dit kan dit ook bevorder. Kobus en julle het ietsie spesiaal vir die kykers. Ons het, Leon, dis 'n nuwe jaar, so ons het 'n spesiale TV aanbod. Ons normale retailprys is $29,200 en dan vir ons eerste 70 kykers wat vandag belê in die stelsel, gee ons 'n massiewe R7,200
se afslag. Wat beteken die prys is slegs 21,999 en dit is dit. Dit sluit in die hele stelsel, 'n lewenslange waarborg op die motor en dan ook gratis nasionale aflewering. Wow. So kliënte kan net vir my boodskap nou stuur en ek kom terug na hulle toe so gou as wat ek kan. Hoe maak hulle as hulle daai stelsel wil hê? Kan hulle SMS stuur? Ja, hulle stuur net vir my 'n SMS of 'n WhatsApp en ek skakel hulle terug, Leon. Nommer is daar op die skerm. Alles is op die skerm. Kobus Tosen van Aquazone Global en Dr. Jackie Hatting, baie dankie dat julle weer 'n draai kom maak het vanoggend. Dit is lekker om julle hier te hê. Baie dankie, Leon hoor. Raymond, vertel ons nou van sy volgende sakefokus. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir ons moedertaal wat ek regtig waardeer. Verseker, is baie mense se perfekte keuse. Dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. SMS verseker na 38437. Verseker jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. Goeiemôre. Op 18 April bring Ontbytsake se sakefokus die kollig na die hart van die Oos-Vrystaat en Noord-Natal in Harry Smit, Lady Smit en Warden. Hierdie streek staan bekend vir sy ryk geskiedenis, strategiese handelsroetes en 'n sterk ondernemersgees wat oor geslagte heen gebou is. Ons nooi plaaslike besighede, entrepreneurs en bedryfsleiers uit om deel te wees van hierdie spesiale sakefokus waar ons plaaslike suksesverhale vertel, geleenthede uitlig en verbindings skep wat groei bevorder. As jou besigheid deel is van hierdie dinamiese streek, is dit jou kans om gesien en gehoor te word. Sluit by ons aan en wys Suid-Afrika wat hierdie streek se sakewêreld uniek maak. Nou, terug na Corley. Nou ek verkies dit om my eie slaaisous te maak want dan weet ek dit is verseker bitter lekker. Nou die basiese bestanddeel bly altyd dieselfde, soos byvoorbeeld die olyfolie of jy kan sesamieolie gebruik, dan natuurlik sout, peper, bietjie rysasyn of suurlemoensap en heuning. Nou dan begin jy speel met variasies van ander bestanddele wat jy elke keer net kan verander of dan bysit by jou basiese bestanddele. Nou in vandag se sous herhaal ek die vars gemmer, knoffel, bietjie lemmetjiesap en my verrassingsbestanddeel is hierdie rissie konfyt. Nou die maklikste is om al daai bestanddele in 'n glasbotteltjie te sit, dan skit jy net jou slaaisous, natuurlik sit jy die doppie terug en dan skit jy daai slaaisous tot dit gereed is en alles lekker gemeng is. Nou die lekker deel is vir my altyd om verskillende groente of vrugte waarmee ek kan speel in 'n slaai. Nou vandag gebruik ek net groente en hierso het ek wortels, klein komkommers, rooi kool, spreteie en korianderblare. Nou die wortels skil jy net so die buitekant die skil af en dan gebruik jy 'n groenteskillertjie en dan is hy lekker so dun. En dan die kool word fyn gesny, die komkommer net in ringetjies en ek hou 'n bakkie met water, yswater eenkant en dit laat die spreteie dan net so krul trek, maar jy moet daai mes so trek deurgee dan dit gebeur dat hy dan krul. Nou dit gebruik ek later dan nou net natuurlik vir garnering. Verder hou ek ook daarvan om te speel met die kleure op die bord en dit is eintlik maar altyd hoe ek by my inspirasie uitkom en besluit op watter groente ek by die dis gaan voeg of watter elemente van bestanddele ek dan nou natuurlik in my disse gebruik. Jy kan natuurlik ook met die slaai resepte speel en die hoender vervang met garnale of reepies vleis. Ek wil wel nog op 'n volgende keer graag met julle deel my Vietnamese styl gekarameliseerde maalvleis opsien. Hy is heerlik. Nou die hoender moet nou net nog hier klaar gaar word in die oond en dan moet dit in stukke gesny word. En dan as ek terug is, pak ons hierdie slaaibakkie van ons baie mooi. Talana Smit en Annelie van der Linde kuier hier by ons. Hulle is van die Leios in die weste van Pretoria. Dit is my heerlik om julle hier te hê vanoggend. Talana gaan by jou begin. En Leios het binnekort 'n baie spesiale geleentheid wat julle aanbied, maar voordat ons nou daaroor gesels, vertel ons net eers in kort, wat is die Leios en waarvoor staan julle? Die Leios beteken genade in aksie.
En dis my so 'n mooi opsomming van presies wat ons al vir die afgelope 28 jaar daar vir gesinne in Pretoria Wes doen. Ons het 18 volhoubare projekte waar ons met gesinne werk van babas tot oumas en oupas waar ons vir hulle probeer lewensvaardighede aanleer. En dan is ons ook baie trots op ons werkskepingsgeleenthede wat ons daar het in projekte. Ons het 'n koekie kombuis, ons het soap opera wat badprodukte en kersse maak, 'n Hope Comfort wat komberse maak en dit is handgemaakte produkte wat die mense self daar maak en wat in groot aanvraag is. Nou kyk, ek kan getuig van daai koekies. Dit is verslawend die goed man. Julle doen wonderlike werk. Annelie, nou volgende. Wat is dit wat Elios beplan? Elios hou op Saterdag die 14de Februarie 'n Valentynsbal en fondsinsameling om mense in staat te stel, die gemeenskap in staat te stel om hulle liefde vir mekaar te wys en om dat dit verder uitreik na ander mense toe. En wat is dan nou lekkerder om op Valentynsdag saam met jou Valentynsmaat 'n 5-ster ete te geniet by een van die tophotelle in Suid-Afrika en die geleentheid het om langarm te dans. Ja, en ek hoor julle het so 'n fantastiese MC ook vir die aand. Ja, jy sien en Beyers Kloof. Beyers Treater gaan self van sy eksklusiewe wyne kom opveil. En dan is jy Leon, natuurlik ons seremoniemeester. Nou weet julle dat jy sien, dis genoeg rede om te kom. Nee, dit gaan voorwaar 'n besondere aand wees. Delana, wat moet mense deel maak om deel te wees van hierdie fancy man, speakeries geleentheid? Koop die kaartjies asseblief, kom woon die aand by. Besprekings is onderhewig aan 'n kaartjie en 'n donasie. Daai donasie gebruik ons om ons projekte te befonds. Ons gee 'n 18A sertifikaat daarvoor. Die kaartjies kan gekoop word op Tixa of ontbytsake se kaartjiekamer of selfs by Annelie direk by Elios. En ons moedig besighede en individue aan om sommer 'n tafel van 10, jy weet vir 10 te koop sodat jy jou vriende en jou vennote kan uitnooi of meer. Ja, dan kan jy jou vriende en vennote uitnooi. Ons kan 'n jolige aand saam hê en onthou 14 Februarie is oor minder as 3 weke. So gaan koop die kaartjies asseblief. En ek kan persoonlik getuig, Elios doen wonderlike werk in die weste van Pretoria en dit kring weier uit. Baie dankie dat julle 'n draai kom maak het. Mense gaan na die 14de Februarie, so gaan besoek Tixap.co.za of ons kaartjieskamer. Baie dankie dames dat julle volgende draai kom maak het. Dankie Leon. Ons kyk nou na Elios se groot Valentynsfunksie wat kom en daarna is dit kubersake. Elios in samewerking met Ontbytsake nooi jou na ons eksklusiewe Valentynsbal en fondsinsameling 14 Februarie 2026 by die luukse Maslow Hotel in Pretoria. Ervaar die vreugde van deelname aan 'n gemeenskaplike doel om lig en lewe te bring waar dit die nodigste is. Met jou teenwoordigheid help jy ons om liefde en genade daagliks sigbaar te maak. Koop nou jou kaartjie en maak 'n donasie in Ontbytsake se kaartjieskamer of Tixa en kom geniet 'n onvergeetlike aand vir 'n goeie doel. Nou is weer tyd vir kubersake en dis lekker om te sien julle was ook bly om ons terug in die ateljee te hê. Baie bly daaroor. Ons het lekker gekuier saam met Benny Fourie en Albert Pretoria, twee groot name in die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Dit was nogal laf hier in die ateljee. Relien Koch Pretoria het van haar laat hoor. Sy het gesê absolute fees om weer die hele span te kon sien en dit saam met Benny en Albert. Ons het Ontbytsake 2026 met 'n vrolike gemoedstemming begin doen so voort. 'n Fees. Absoluut. Dis altyd 'n feesie. So dankie Relien. Julle het seker aggekom dat ons nou verseker 'n bitter lekker kombuis het en verlede week se kos het beslis hierdie woorde gestand gedoen, kan ek julle sê. Ja, daar was 'n snoek risotto wat Corley gemaak het. Shamaine Gouwer-Smit het gesê, gaan beslis probeer, lyk heerlik, dit was Shamaine. En Wilma Munro Moller het geskryf, ooh, dis lekker. So echt, Kaaps. Ek kan jou verseker, dit was inderdaad bitter lekker, nes hierdie week se kos ook gewees. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Wel, as maar twee dinge wat in die begin van die jaar van ons almal se voornemenslysie is. Die een is om 'n spiertier te word, bietjie fiks te word, gesond te word en so aan. Die ander een dat ek my finansies so bietjie
onder beheer moet begin kry. En iemand wat sekerlik daai vraag kan antwoord, is Willem Basson, die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by Effies Groep. Hallo Willem. Hallo Dawie. Aan die begin van die jaar is dit nog steeds belangrik met 'n ou begin met die begroting, is dit die ding? Ja, dit is interessant. Begroting was al die jare, was hy altyd maar 'n hoeksteen gewees vir finansiële oorlewing. Maar as ons gaan kyk in die moderne omgewing van finansiële oorlewing, is daar meer nodig as net 'n begroting. 'n Begroting wys vir 'n ou net 'n sekere rigting waartoe jou uitgawes gaan. En gaan dink maar 'n bietjie as jy begroting saamstel, jy het so klein bietjie van 'n inkomste en 'n lang lys van uitgawes. En die fokus draai al hoe meer om inkomste veerkragtig te wees en eerder te fokus om wat gebeur met jou inkomste teenoor om so baie fokus te gee op jou uitgawes. Jy praat nou van finansiële oorlewing. Dit is my interessant. Jy sê die klem sit jy eintlik op die inkomste gedeelte van die begroting. Inkomste potensiaal en nie soveel op die uitgawe kant van die begroting. Wat bedoel jy daarby? Ons fokus al hoe meer fokus ons net op die uitgawes en ons fokus nie op ons inkomste. Dink net so 'n bietjie. 'n Begroting wys vir jou net waarheen gaan jou geld. Maar 'n begroting wys nooit vir jou wat kan jy met jou inkomste doen nie. Daarom is die moderne manier hoe ou na 'n begroting moet kom kyk, is hier die woord wat hulle praat van inkomsteveerkragtigheid. Met ander woorde, is daar 'n manier hoe ek my inkomste kan verbeter, inkomstestrome kan verbeter, meer as een inkomstestroom kan kry? Ja, daar is. En die eerste groot storie wat ons altyd oor praat is, wat is jou beste belegging? En jou beste belegging wat jy kan doen, is in jouself en jou eie vaardighede. So as ons gaan kyk na veerkragtigheid van inkomste, beteken dit net eenvoudig, wat kan ek met myself doen om my inkomste te verbeter of my inkomste te verhoog, of natuurlik om meer as een inkomstestroom te kry. En die tweede punt wat daarmee saamloop is, belê in jouself. Die derde een is natuurlik om uit te gaan en te sê, luister, kom ek omarm risiko, kom ek wees buigbaar, en dan dood eenvoudig, kom ek begin meer strategies dink oor my begroting as wat ek takties dink daaroor. Maar nou, daar's 'n gewone ander paar planne wat mense ook kan doen om seker te maak dat die rande in jou sakke, 'n paar slimmer planne wat seker te maak jy rande in jou sakke. Ook al slimmer planne maak, en ons het verlede raak gepraat en sê, hoorie, gaan kyk, waar kan jy goedkope brandstof inkoop? Watter van die kettingwinkels gee vir jou kredietwaarde op sekere dae teen 'n beter prys? En ou kan dit doen. Maar 'n ou moet weer eens daar gaan onthou, dink strategies, nie takties nie. Dis dood eenvoudig so. As jy weet jy moet iets gaan spesifiek koop, gaan soek waar jy dit goedkoop sal kry op 'n spesifieke dag, selfs as jy brandstof ingooi. Maar as daar nou 'n afslag is, moenie dan sê, hoorie, soos my vrou, hoorie, die skoene is feit op sê, nou moet ons skoene koop nie. Dit was nie op jou lysie gewees nie. Dis 'n taktiese besluit. Met ander woorde, maak seker jy doen die verskywing. Jy bestuur nie dit wat jy het nie, maar jy bou eerder iets wat verandering kan weerstaan. Dis die opstel van die moderne begroting vandag. Die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling by Effies Groep, Willem Basson, baie dankie hier by ons weer 'n keer. Draai gemaak het. Dankie Ravi. Leo gesels nou met Dr. Judy oor sonbrand. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Bekende hier op Ontbytsake, Dr. Judy Pretorius, goeiemôre. Goeiemôre Leon. Van Biomedical Emporium. Die tema vir die jaar, sonbrand vir mense wat elke dag en heel dag in die son is en hoe om dit aan te spreek. Ek dink dit is 'n baie belangrike een. Ek wat nou self weer 'n bietjie begin oefen het en my bas in die buitelewe kry. Daar is mense wat elke dag in die son is en heel dag en natuurlik geweldige sonbrand daarmee gepaard kan gaan. Wat is die impak hiervan van hierdie daaglikse ondervinding op ons vel? Wel, ek wil onder andere praat oor boere. Boere spandeer ongeveer 6 tot 10 ure in die son en hulle word blootgestel aan kroniese UV-lig. En die register vir 2025 word nog opgedateer, maar ons kyk ongeveer na 20,000 kankergevalle vir 2025, vir laas jaar. So die oomblik wat jy soveel blootstelling kry in Suid-Afrika, veral boere, natuurbewaarders of mense wat so lank in die son spandeer, gaan tipiese aktiniese keratose kry, dis 'n voorkankerletseltjie. Ons het baie gevalle van basale karsinoom, blaveiselselkarsinoom en natuurlik melanoom. En hierdie is serieus gevaarlik en dit gaan soveel meer as net die kosmeties, baie dieper as net die kosmeties. Jy moet na jou vel kyk en is nie net 'n geval van sonbrand en sonskerm nie, daar's ander produkte wat jy ook kan gebruik soos kragtige antioksidante en selfs tipe klere wat jy kan dra, net om mooi na jou vel te kyk om hierdie tipe probleme te kan uitsorteer.
Voorkomingstegnieke vir mans en vir vroue wat ons in ons daaglikse lewe kan toepas hiervoor. Wel, voorkoming is weer eens soos ek gesê het, sonskerms en sovoorts is baie belangrik, maar kom ons kyk ook na van boere weer eens. Hulle werk met sekere landbouchemikalieë, hulle word blootgestel aan insekdoders, plaagdoders en al hierdie chemikalieë wat in kontak kom met jou vel kan eintlik jou sensitiwiteit vir sonbrand meer en meer verhoog. En baie keer sal hulle vir jou sê, nee, maar ek gaan nie 'n sonskerm opsit nie, want jy weet, dit is te vochtig en ek werk in 'n stowwerige omgewing en dit is it's a beauty treatment, maar dit is nie. Dit is, jy moet dit maar opsit, jy kry deesdae baie liggewig formules wat vinnig in die vel penetreer en ook daai kragtige antioksidante soos hipoklorietsuur wat jy net kan opspuit enige tyd van die dag, wat jou kan help om nie noodwendig sekere swaminfeksies te kry nie, of as 'n insek jou gebyt het en jy krap van dit juk so baie, dat jy dit net kan opspuit sodat jy nou nie 'n sekondêre infeksie kan kry as gevolg daarvan ook nie. Benewens daarvoor, hoe weet ek is te veel in die son gewees, of is te veel in die son oor die algemeen? My opinie is, as jy meer as 6 ure per dag in die son spandeer, soos 'n boer of 'n natuurbewaarder byvoorbeeld, dan is dit nogal goed om dalk een keer 'n jaar te gaan kyk of by dermatoloog uit te kom om net te kyk na sekere ekspressie op jou vel en of dit nie dalk kwaadaardig is of nie. So kom daarby uit en sekere seertjies wat jy op jou vel kry wat net eenvoudig nie wil genees nie. Dit is rooi, hulle is skilveragtig, hulle juk aanhoudend. Sê ook dalk dit kan potensieel hierdie actinic keratose waarvan ek vroeër gepraat het, dit kan dit wees. En as jy dit nie vroeg genoeg uitsorteer nie, kan dit omskakel na 'n kwaadaardige kanker toe. Dr. Judy, baie dankie dat jy ons weer kom wys maak het vanoggend. Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium. Pas julle self op, mense, daar in die son. Bly net waar julle is vir nuus oor 'n lekker prys van Dr. Judy. Dr. Judy is so gaaf om gereeld vir ons 'n lekker groot kykerprys te gee en hierdie keer is geen uitsondering nie. Een gelukkige persoon kan 'n gratis Biomedical Emporium konsultasie en produkte ter waarde van R4.600 wen. So, al wat jy moet doen is om na ons webblad toe te gaan en op wen-wen sake te klik. Daar sal jy al die besonderhede oor hoe om in te skryf kry, so doen dit sommer nou dadelik. Ons kyk nou na 'n lokprent van die Kyknet reeks Beloofde Land en dan gesels Dawie met Rian daaroor. My beurt om Adriaan te gesels en ek wil graag oor Beloofde Land praat, maar ek wil voor ek daarby uitkom. Ek noem jou Ryan. Ek noem jou Davey. Ja, jy noem my Davey. En dit is nou 'n ding, ek wil nou lank ken ons mekaar nog, moet ons sê. My vriend, ek moet net sê dat ek het die somme probeer doen, maar ons het in die late 90s het ek en jy ontmoet by Punt Radio. Punt Radio, ja. En dit is nou langer as 27 jaar gelede. Ja, dis 'n lang tyd, né? Ek meen, daai nommers is so groot, ou kan nie met die somme doen nie. Davey, 27 jaar. Kan jy dit glo? Jy lyk nog presies dieselfde. Jy's net aansienlik ryker as ek. Dis 'n probleem vir my. Dis heerlik om saam met jou te kuier. En ek moet vir jou sê die tyd, wat ek jou geken het die afgelope tyd, is net wonderlike tyd vir my gewees. Dis die ding van ou vriendskappe. Dis asof niks verander het as ons mekaar sien nie. Al sien ons mekaar nie elke dag nie. Ja. Maar dit is altyd so lekker om jou te sien. Kom ons praat oor Beloofde Land, né? Hoekom het jy besluit om hierdie dokkie te maak? Is dit dokkie, né? Ja, dit is, oor 6 episodes. Trump se bevel, die uitvoerende bevel. Ja. Daai Februarie laas jaar. Die volgende oggend toe ons almal bewus raak daarvan vir die eerste keer. Wat my gepla het, Davey, is my eerste vraag aan myself was, waar doen ek aansoek? Hoe werk die proses? Dis my heel eerste go-to in my kop gewees. En dit het my gepla. Want ek het regtig gedink, ek's 'n goeie Suid-Afrikaanse burger, ek het vertrou in die land, ek sien 'n toekoms, want my gepla dat ek eintlik diep binne-in uiters onseker is. En ek het besluit om op hierdie reis te gaan en al die feite op die tafel te sit, grootendeels vir myself. En dan hooplik aan die einde van die reis kan ek 'n besluit maak. En ek kon daai besluit maak. En jy sal sien soos die reeks nou uitspeel. Daar was 'n spesifieke oomblik gewees toe ek geweet het wat ek moet doen.
Ek wil jou nou daaroor vra, maar ek dink dit is seker iets wat mense in die reeks moet nou gaan sien. Maar jou navorsing, die uitgangspunt vir jou was geweest om vir jouself antwoorde te kry, en dit het toe naderhand 'n dokkie geword. Ja. Is dit 'n emosionele reis geweest? Davey, verskriklik. Ek raak altyd emosioneel as ek dink oor Beloofde Land en die plekke waar ek was en die mense met wie ek gesels het. En elke keer kom ek terug na dieselfde ding toe. Identiteit. Wie is jy? En daai vraag het elke keer hierdie emosie uit mense uitgebring. As jy regtig gaan sit en diep dink en jy kyk vir jou, of jy gaan staan voor 'n spieël en jy vra jouself, wie is ek? Eerste. En dan van daar af is daar allerlei ander klein goedjies soos ek so kapa en ek so dit en dit. Ja. Maar dit was geweldig emosioneel vir mense gewees. En dit was my interessant hoe dat dekades, my vriend, nadat hulle in Amerika is, kan jy dit net nie uit jou stelsel uitkry nie, hierdie kontinent van ons, hierdie land van ons. Jy kan dit net nie uitkry nie. Miskien kindertjies wat groot word in ander lande, maar dit sal altyd so deel wees van jou inherente identiteit, dat jy kan dit net nie los nie. En soos altyd die politici natuurlik met hierdie spesifieke ding het natuurlik die heeltemal die dam onder die ene probeer uit te pluk. Maar so jou bedoeling agter die hele Beloofde Land was gewees om eintlik jou eie identiteit te soek? Ja. En wat is dit? Wat is jy? Is jy Afrikaner? Wat is jy? Suid-Afrikaner? Wat is jy eerste? Ek het besef dat daai ding van ek is 'n Afrikaner. En dit was interessant, soos ek met mense gesels het, ek kan nie eintlik sê ek's Afrikaner nie. Daar was so 'n skandvlek rondom dit gewees. En daar is nog steeds vir baie mense. Maar jy moet vir die onthaalwe van hierdie land 'n Suid-Afrikaner eerste wees. En dan 'n Afrikaner of 'n Pedi of 'n Zulu. Maar jy vir die onthaalwe van hierdie land moet ons almal Suid-Afrikaners eerste wees. Ek wil net eers vinnig ietsie gaan doen, want op daai vraag wil ek terugopneem. Onthou van Raymond se opkomende sakefokus. Ons kyk nou weer daarna en dan maak Cordy vir ons die kosslag. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus in die dorpe Harry Smith, Ladysmith en Warden en hy nooi besigheidseienaars vandaar om deel te neem aan die uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 18 April uitgesaai. Nou al die bestanddele en die elemente is gereed hier voor my. Ek het solank van die bakkies gepak, so loer solank hoe mooi lyk die kleurkombinasies en die koselemente. Het natuurlik iets soet, sout, suur en kraakkrag wat op een bord bymekaar kom. Nou die laaste stukkie bederf op die bord is deel van die garnering en dit is aioli. Eintlik is dit maar net knoffel mayonaise wat ek reeds klaar in 'n botteltjie gekoop het want ek hou van gemak. Nou dit bring net 'n heerlike romerigheid tot die hele kombinasie van smake in jou mond met elke happie wat jy dan nou eet. Nou kom ek skep gou. Ek gaan nou met vinnig want hier's baie elemente, maar ek is mal oor die kombinasie van die kleure. So heel eers het jy natuurlik jou rys, dan vat jy nou van jou rooi kool en ek pak dit alles so langs mekaar. Dis natuurlik waar jou mooi kleure deurkom. Ek wil eers groen neersit. Net so jou komkommer langsaan. Dit is nie op die resep nie, maar ek het sommer 'n bietjie ekstra feta kaas hier ingewerk. Dit sit jy nou natuurlik so. Dan het ons van ons wortels hier langsaan. 'n Bietjie rooi soetpepers en dan van ons hoender. Nou ek het hulle so in stukkies opgesny. Jy kan natuurlik hulle heel ook hou. Hier's nou baie elemente. En dan van ons spreedeie en van ons koriander. Sommer so bo-op. Dan natuurlik van ons heerlike souse oor die hoender. Skepie van hierdie. En die laaste so bo op die rys. Dis hy. Dit lyk nou pragtig en vrolik om te eet. Nou ek wag nou net vir my gaste en gaan hulle verseker bitterlik bederf met die verfrissende slaai. Gaan probeer gerus die resep en geniet jou naweek. Nou net hierna gesels Dawie verder met Rian.
Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Ek gesels verder met Rian. Jou opmerking dat mense moet in die eerste plek 'n Suid-Afrikaner wees. Nou, ek wonder daaroor. En ek weet nie of ek mee saamstem nie. Dis nou baie swaar gesprek hierdie tyd van die oggend. Ons gaan nou 'n bietjie ligter. Dit is, ja. Maar kom ek jou sê hoekom ek so sê. In 1910 het die Engelse besluit dat ons met 4 lande bymekaar sit nou soos 'n land. En nou moet ons loyaal wees teenoor hierdie land. Maar voor die 1909 was ons 4 lande gewees, byvoorbeeld. Wat is verkeerd daarmee om in die eerste plek Afrikaner te wees, of watter groep jy ook al besluit om te wees? Hoekom moet jy so loyaal wees teenoor jou land? Daar's niks daarmee fout nie. Ek gaan terugkom by daai ding van identiteit. Ja. Wat is my identiteit? Dis mos my identiteit. Ja. Jou identiteit is jou identiteit en jy is geregtig om dit te sê en om te wees wie jy wil wees. Ja. Solank jy net weet, Davie, wie jy is, en solank ons net verstaan dat deur samewerking is daar een of ander vorm van dit stem ek saam. moontlik. Samewerking, dit stem ek heeltemal saam. Right, kom ons los hierdie swaar goed. Ek wil by jou hoor. Nou kyk, ek en jy ken mekaar soos jy nou genoem het, van punt gesels daar. Ja. In die oggend, elke oggend het jy my gebel en dan het ons die grootste klomp twak gepraat met. Ag, dit was regtig spesiale tye geweest. Tussen radio en televisie. Watter een verkies jy? Deesdae moet ek sê televisie. As jy my 2 jaar gelede gevra het, sou ek gesê het radio. Maar deesdae, die feit dat ek hierdie stories kan vertel, gee vir my ongelooflike bevrediging. Waar gaan jy ooit daai geleentheid kry om werklik jou eie denke, jou eie opinies te kan shape? Gebaseer op mense in shacks en op plase en in Amerika en in Japan, waar ook al. En iemand befonds dit. So dis ander mense betaal vir jou stokperdjie. En my denke baie verander. Weet, radio sit jy in die studio vasgekeer, jy kan net soveel. Ja, nee, maar dit is tog so. Ja. Dat radio is baie meer intiem. Dit is baie, ek meen daai tyd ek het die radio, dis my baie meer intiem. Kyk, ontbytsake soos wat ons het. Is intiem. Dit is ek reken dit is. Ja, dit is intiem. Maar ontbytsake is 'n spesiale program. Ander goeders werk in action en dan stop. Dis nie hoe ontbytsake werk nie. My vriend, ons maak intieme televisie. Alles het verander. Daai konsep van intimiteit het verander. Gepraat van intimiteit. Ja. Jy het nou nog 'n manier om mense te probeer bietjie skok, jy weet. Jy's so bietjie is jy oor daai tyd nou? Ja, ons het almal mos nou groot geword. Ja. Dis nie meer my behoefte nie. My behoefte is om jou te verstaan. Ek wil graag verstaan hoekom jy dink soos jy dink. Jy in die verlede wou jy my uitgevang het. Ja, ek wou. Maar soos ek sê, ek het ons het geweldige moeilikheid veroorsaak. Nou praat ek nou van myself. Ek het baie moeilikheid gemaak in die verlede, maar as ek sê mense raak ouer. Hoe gaan jy nou te werk om 'n onderwerp te kies? Hoe gaan jy te werk met wanneer raak hy vir jou 'n dokkie? Wanneer reken jy dis nou iets wat ek graag wil doen? Nou ek gaan nou vir jou iets sê wat jy dalk mag glo of nie mag glo nie. Maar ek en jy is rolspelers in 'n baie groot play wat ons nooit sal verstaan nie. Nou iets fluister vir my. Dit klink nou vreemd, maar iets sê vir my beloofde land. Dit is soos 'n stem. Dis 'n stemmetjie. Nou gee jy dan keer van sy kop af, hy hoor stemme. Maar dit weet ek al lank al. Hoor stemme. Maar dis niks niets vir my nie. Iets pop by my op en sê vertel hulle 'n storie. En dan ek word geguide daardeur. Dis asof dit vir my uitgespel word en uitgelê word wat ek moet doen volgende. En jy gaan nie glo waartoe ek volgende gaan nie. Dit wil ek nou volgende vir jou vra, as dit mag. Maar eers vinnig, want ons het 'n draai gemaak by Fly Safair, dan gesels ons verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. So Ryan, waar gaan jy volgende toe? Ja, sien nou, dis nou soos daai tipiese interviews wat die Amerikaners doen, dan sê, can I mention that, so ek weet nie of ek dit kan sê nie, maar jy weet dan as nou, volgende week is daar moes 'n launch rondom dit, maar
Dis vreemd dat my reis my na 'n spesifieke dorp toe gevat het volgende. En ja, wat ek Jy daar kan nie nou beleef stop nie, kom. wat ek daar beleef het, is iets wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. So kom ons sê daar die volgende program gaan oor 'n dorp. Oor 'n spesifieke Oor 'n dorp. spesifieke So is daar iets het die dorpie geskok op 'n of ander manier. Wel, ek weet nie wat ek gedink het nie, maar dis nie wat ek gedink het nie. So daar was 'n paar verrassings. Wel, jy sê vir my jy doen 'n ding oor 'n dorp en ek meen daar gaan jy sê absoluut niks vir my eintlik nie. My vriend, al wat ek vir jou sê is jy sal sien. Kon dit nie glo nie. Wees jy het 'n restaurant, né? Ja. Ek moet net so terloops. Van wanneer af is jy hierdie groot entrepreneur? Wanneer het jy nou hierdie entrepreneur geraak? Jy weet, jy is maar my rolmodel. Ag, sê nog iets toe. Ja, ek wil eendag soveel geld hê soos jy. Ek het jou gesê by die gremering, ek wil eendag soos jy wees. Jy praat nou lekker twak. Dan probeer ek maar dit. Want as jy as my ware vriend was, sou jy my gebel het en gesê het, moenie in die restaurant wese ingaan nie. Dis wat jy eintlik moes gedoen het. Ja, moenie in die restaurant wese ingaan nie. Maar jy het nou hierdie wat is die goedjies wat jy maak? Die op die plaas se goedjies. My wonderlike room. Maya Chaya. Jy dit ook? Dit's 'n goedjies. Vertel my van die restaurant. Ja, Davey. Dis 'n wonderlike produk. Dis 'n wonderlike produk. En wat van die restaurant? Ek het 'n Delizioso is die plek se naam. Wat geen ek dink 8 uit 10 Afrikaanse mense kan dit nie uitspreek nie. So hulle sê nou maar net, ons kry by Rian se restaurant. Hulle Google dit ook, Rian se restaurant. So as jy vir die ou vra, geniet jy dit hier by Delizioso? Waar? Dis die plek se naam. So dis 'n probleem. Wat op aarde kom jy aan die naam? Nee, wat is die vorige plek se naam? Wat gaan die rebranding my nou kos? Rian se restaurant, ja. So wat 'n tipe restaurant is dit? Dit was aanvanklik 'n Mediterrane restaurant. Nou is dit ietsie van alles, van my ma se yskaster tot 'n ongelooflike bourrekia wat jy daar kan kry. Hoe's dit? Hoe's 'n bourrekia? It's a Greek nice bourrek. You don't know bourrek. Come eat here. En hoekom was jy nog nooit daar nie? Net so maar by ek the weet way. nie wat dit is nie. Jy vertel my, ek meen ek het mos net wat sê restaurant se naam? Weet jy, hulle gaan mos nie daar uit die ooste uit nie. Ek kan dit presies ek kan dit nie eens uitspreek. Delizioso. En as jy gereeld daar? Ja, ek was gister daar. Ek probeer soveel as moontlik daar uitkom. Ek probeer hulle verras. Jy sien, dis die een ding wat geleer van die restaurantwese. Surprise them. Jy moet net so indrop en sê, maar hoekom is hierdie poster skeef? Hoekom is daar 'n krummel onder die tafel? So ek is nog al baie erg oor dit. Ek probeer die standaarde hoog hou. Maar as ek sê, dis 'n moeilike bedryf. Jy weet dit. Ek hoor jy wil 'n restaurant koop. Nee, ek wil nie 'n restaurant koop nie. Wil jy nie? Dankie, nee, dankie baie, dankie daarvoor. Ek het al 2 gehad. Ek gaan nooit in my lewe weer 'n restaurant koop. Weer eens terug na die vraag toe, ek het by die gebel nie. Ek wil net vir jou een ding sê, ek en jy ken mekaar nou vir ewig al nou. Ja. En jy is werklik waar, jy is een van daai groot geeste. En wat noem jy dit? Mediabedryf, vermaaklikheidsbedryf. Wat 'n bedryf is jy nou eintlik in? Ons is maar in media dink ek. Media, nou, jy is een van daai groot geeste. Dis jy almal ken van Ryan. Almal weet van Ryan. So dankie dat jy gedoen het wat jy gedoen het en doe so voort soos hulle sê. Ja, ons raak net. En dankie dat jy by ons kom kuier het. En ek moet mekaar 'n bietjie meer sien, hoor. My vriend, ons raak ouer en wyser. Ek dink ons het ongelooflik dinge om oor te praat. Vliegtuig ook nou hoor ek. Ja, ek moet nou klaarmaak, hoor. Yes. Ek weet dan nie of daar so dinge soos 'n edisie kook nie. Maar dit is mos jy moet nou werk by Rian se restaurant. Nou audisie. Edisie, jy dink Audisie. Nie edisie. Audisie. Audisie. Weet jy dan sê vir my jy gaan haar aanstel daar by jou. Nee, ek het te werk. Ja. Kan haar nie bekostig nie. Ek kom met 'n hoë prys. Dankie vir ons draai. Oh, that's amazing. Dis heerlik hier. Ons stuur jou ook dan niet sommer net Leande weg nie, de Krans Moscato Premium Moscato. En oei, daai is lekker hoor. 'n leer wynsak van Boot & Rally. Yes. En 'n bekertjie. Jy moet nou in die oggende as jy nou jou koffietjie drink moet jy aan ons dink en dan 'n getekende ontbytsake. Tydskrif. Dankie dat jy by ons kom kuier. Baie dankie Leon. Gasvrye mense. Ag man, ons probeer ons bes. Volgende week is ons ateljee gas iemand wat van Kaapstad tot in Kaïro gehardloop het. Keith Boyd. En ons gesels met hom oor die avontuur. David, dit is ver. Gaan jy dit
dit ook kan doen. Ja, na ek hierdie wat noem mens hom 'n pokie 'n pokeball. Pokebakkie. Ja. Daar was mos 'n liedjie ook oor hierdie ding. Dis baie lekker. Nee, dit is voorwaar voortreffelik. Sê my, wat is die restaurant, Rianse restaurant? Delizioso. Hierdie is Delizioso. Het julle 'n pokkie?